Liewe vriende, het is altyd 'n voorreg dan om saam met u te kan wees en saam met u weer eens te kuier rondom die woord van die Here en dat ons mekaar kan help op hierdie pad sodat ons kan almal mooi eindig en sterk eindig. Ons nader alweer die einde van die jaar en mense kan baie keer so die fout maak om te sê, ek is nou so moeg, ek soek nou net om te rus. En ons weet, dit is ongelukkig so dat die duiwel rus nooit nie. So ons as kinders van die Here moet ook op ons knieë wees en ons moet waaksaam wees, sodat die Here ook vir ons in hierdie tyd van die jaar kan gebruik. Maar dit is 'n voorreg om saam met u te wees, altyd 'n voorreg. En ek bid die Here dat hy dan ook nou hierdie tydjie saam sal seën, soos wat ons rondom sy woord sal kuier. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons sê vandag vir u so baie dankie dat ons bevoorreg kan wees om so week na week met mekaar te kan kuier rondom die woord. Here, deur die beeld van die televisie, Here, en ons prys u daarvoor. Ons sê vir u so baie dankie vir die bediening van kruiskyk en dat ons almal kan saam hande vat en sê, Here, ons wil graag sien dat ons land en sy mense bereik moet word met die evangelie van Jesus Christus. Ons wil so graag sien dat ons land gevul moet word met die woord van die Here en dat mense sal gehoorsaam word aan die woord van die Here, dat die woord van die Here mense se lewens sal verander. Here, dat mense tot bekering sal kom. Dis ons gebed, Here, ons dink so aan die bende geweld wat daar is, ons dink so aan die hoë misdaadsyfer wat daar is, ons dink aan die hoë korrupsiesyfer wat daar is. Here, ons roep uit tot u, die lewende God, en ons weet vandag, Here, dis net deur u woord dat mense verander kan word, dis deur die woord dat lewens omgekeer kan word, en daarom bid ons, Here, dat u ook hierdie bediening van kruiskyk en besonders kom seën en dat u dit van krag tot krag sal gebruik in die naam van die Here. Ons bid dat meer en meer mense dit vir hulle moontlik sal wees om hierdie dekodeerder te kan koop, sodat hulle kan inskakel op kruiskyk, Here, sodat net nog meer huishoudings die woord van die Here kan hoor. Vader, seën hierdie geleentheid saam, asseblief, ek bid weer eens vir elke luisteraar en elke kyker, en ek bid die seën en die genade van die Here oor hulle af. Ek bid, Here, u weet vandag wat elkeen se belewenis is van die lewe, u weet vandag wat in elkeen se lewe aangaan, en ek wil bid, Here, dat u daar sal kom onderneem en sal kom ingryp. U weet vandag wie voel dalk moedeloos, Here, wie voel dalk platgeslaan deur nuus wat hulle gehoor het. Vader, ons bid dat u hulle optel in die naam van die Here. Ons pleit by u daarvoor. Here, ons bid vandag vir huwelike en ons vra dat u daar moet kom seën en dat u vrede en die liefde daar kom herstel. Ons bid vir huisgesinne, Here, wat deur krisisse gaan, Here, of dit dalk kinders is wat in dwelms of drank is, Here, of 'n man of 'n vrou, Here, wat die pad buister geraak het, wat ontrou geraak het, Here, dan bid ons vir herstel in die naam van Jesus. Ons bid, Here, vir siekes en ons bring vir hulle vandag voor u, my Here, want u weet, dit is so vinnig dat mense ontdek dat hulle hierdie siekte en daardie kwaal onderlede het. Vader, ons bid genesing in die naam van die Here. Ons bid die genesende krag van die Here oor elke siek geval in Jesus naam, en ons bid, Here, dat u net verheerlik sal word. Ons bid vir elke ongeredde siel vandag en ons vra, Here, dat u met hom en haar sal praat en dat u hom en haar sal nader trek en onder oortuiging sal bring, dat hulle sal uitroep tot u, die lewende Here. Ag Vader, u is wonderbaar en daar is niemand soos u nie. Kom seën ons dan, kom versterk ons dan en reinig ons en heilig ons in die naam van Jesus bid ons dit. Seën nou u woord aan ons harte in Jesus naam. Amen. Amen. Liewe vriende, ek wil graag lees saam met u hier in Esegiel hoofstuk 47, Esegiel 47, ek lees vanaf vers 1 tot en met vers 12. Die opskrif hier is die heilige waters. Daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis, en kyk, daar het waters uitgestroom onder die drempel van die huis uit na die ooste toe, want die voorkant van die huis was na die ooste toe, en die waters het weggevloei onder die regter symuur van die huis uit, suid van die altaar. En hy het my uitgebring deur die noordpoort, en my buitekant om laat gaan na die buitenste poort wat na die ooste kyk, en kyk,
Die waters het gekabbel uit die regter symuur uit. Toe die man na die ooste uitgegaan het, met 'n meetsnoer in sy hand, het hy 1000 el gemeet, en hy het my deur die waters laat deurgaan, waters tot aan die enkels. Toe het hy nog 1000 gemeet, en my deur die waters laat deurgaan, waters tot aan die knieë. En hy het nog 1000 gemeet, en my laat deurgaan, waters tot aan die heupe. Verder het hy nog 1000 gemeet, 'n stroom wat ek nie kon deurgaan nie, want die waters het opgereis, waters om in te swem, 'n stroom waar 'n mens nie deur kan loop nie. En hy het vir my gesê, het jy dit gesien, mensekind? Toe het hy my weer terug laat loop aan die kant van die stroom. Terwyl ek teruggaan, kyk, toe het ek aan die kant van die stroom 'n menigte bome gesien aan al twee kante. En hy het vir my gesê, hierdie waters vloei weg na die oostelike landstreek en loop in die vlakte af en gaan na die see. In die see word dit uitgelei, sodat die waters daarvan gesond kan word. En al die lewende wesens wat wemel, oral waar die dubbele stroom kom, sal lewe. En daar sal 'n menigte visse wees, omdat hierdie waters daarheen gekom het, en die waters sal gesond word. En alles sal lewe waar die stroom kom. Ook sal vissers daaraan staan van En-Gedi af tot by En-Eglaim, 'n droogmaakplek vir die nette sal dit wees. Na hulle soorte sal daar visse in wees, soos die visse van die groot see, 'n menigte. Die moerasse en kuile daarvan, hulle sal nie gesond word nie, vir sout is hulle bestem. En by die stroom sal aan al twee kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want die waters waar hulle aan staan, uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet, en hulle blare om te genees. Net tot sover dan die geleesde deel. Nou, liewe vriende, as ons kyk na die gedeelte, dan sien ons eerstens hier, dat hier is 'n stroom wat vloei. En dan sien ons dat die oorsprong van hierdie stroom is die heiligdom van God. Met ander woorde, die oorsprong van die stroom is waar die tempel is. Maar nou sê die Bybel hier spesifiek, dat hierdie oorsprong van die stroom as aan die ooste kant. Nou as 'n mens net bietjie vroeër lees in die ander hoofstukke van Esegiel, dan word hier 'n deeglike beskrywing gegee van hierdie tempel en die bou daarvan en die grootte daarvan en die verskillende afdelings, maar dan is dit interessant dat hulle sê dan ook daar dat die oospoort moes gesluit word. Niemand mag daar in en uit beweeg nie. En wat is die rede daarvoor? Want die Bybel sê vir ons, want die Here sy heerlikheid het deur die oospoort ingetrek. Nou as u kan onthou, toe Salomo die tempel ingewy het hy daar gestaan op die verhoog voor die tempel en die Bybel sê, en terwyl hy besig was om sy hande uit te strek en die volk te seën en hy het gebid, het die heerlikheid van die Here ingetrek en dit is my so mooi as ek dit lees dat die Bybel sê, en die heerlikheid van die Here toe dit intrek, het dit Salomo op sy knieë afgetrek. God moes inbeweeg. En nou verstaan ons dat daar die poort is gesluit, niemand anders kon weer daarin en uit beweeg, die mense in elk geval kon nie daarin en uit beweeg nie, want dit is die heiligdom van God. En wat vir my pragtig is, liewe vriende, in ons taal vandag, sou ons verwys na ons kerk, na ons kerklike byeenkomste, waar het ook al mag wees. Maar wat vir my dan treffend hier is dat die Bybel vir ons duidelik hier wil uitstel, dat hierdie stroom wat hier gevloei het, vanuit die heiligdom van God, was 'n stroom wat nie gekeer kon word nie. Dit was 'n stroom wat nie binne gehou kan word nie. En dit het my so snaaks laat voel toe ek daaroor dink, want ek besef dat het ongelukkig baie keer so is vandag, Sondag, Saterdag, wanneer ons ook al mag kerk hou, dat die hele idee is altyd, die erediens is die hoogtepunt.
Die erediens is die plek waar ons wil hê alles moet gebeur en ons beplan vir elke week se diens dat dit net nog beter sal wees, dat die sang net nog beter sal wees, dat die opkoms net nog beter sal wees, dat die prediking net nog beter sal wees, want die mense wat hier, kan ek dan nou so sê, in die heiligdom inkom om saam met God te wees, hulle moet die beste kan beleef. Maar ek sien hier iets anders gebeur, dat die stroom moet uitvloei. Hy moet uit die heiligdom uitvloei. Hy kan nie daar binnekant vasgehou word nie. Hy moet uitvloei na buite toe. En dan, liewe vriende, is dit vir my die treffende wat ek hier opgetel het, en dit is niks nie. Ons almal het dit al gelees, ons almal ken hierdie storie, hierdie verhaal, maar weet jy wat my, wil ek amper sê vir die eerste keer getref het, toe ek dit weer gaan lees het, is die feit dat die stroom raak dieper, hoe verder dit van hierdie tempel af weggaan. 'n Mens sou gedink het, dat waar die oorsprong is, dis daar waar die diepste is, en dan vloei dit weg. Maar is interessant dat het word dieper, hoe verder dit wegvloei. So liewe vriende, wat het vir my wil sê, is dat ons moet seker maak, dat dit wat ons op 'n Sondag of 'n Saterdag beleef, wanneer ons by mekaar kom om te aanbid, ons moet seker maak dat dit so ver as moontlik die wêreld ingaan, dat dit so ver as moontlik ander sal bereik, want hoe verder dit wegvloei van die tempel af, hoe dieper word hierdie stroom kan nie gekeer word nie. Is dit interessant, as 'n mens skielik daaraan dink dat die Here Jesus het gesê dat hierdie evangelie sal aan die ganse mensdom verkondig word en dan sal die einde kom. Hierdie evangelie moet met krag, met ander woorde, die verste dele bereik. Hy moet diep wees. Hy moet sterk genoeg wees om deur moerasse, om deur die droogtes te gaan. Hy moet sterk genoeg wees om almal te kan bereik. So liewe vriende, wanneer ons so lekker kan aanbid in die gemak wat ons het, lekker gebou, baie keer lekker sitplekke, veilig, dan wil die Here vir ons sê, moenie dit vir julleself hou nie, laat dit uitgaan, laat dit so ver as moontlik vloei, want hoe verder dit vloei, hoe sterker word dit, en hoe kragtiger word hierdie stroom. En dit het my so laat dink aan die woorde van Jesus daar in Handelinge 1 vers 8, was mos baie interessant, net voor die hemelvaart, dat die disciples en die mense daar het vir Jesus gevra, Here, gaan u nou weer die koninkryk vir Israel opbou in hierdie tyd? Met ander woorde, vir hulle dit weer gegaan oor die tempel, gaan u die tempel herstel, gaan u die diens by die tempel herstel, dat het weer groot kan wees en majestueus kan wees. En dan sê die Here vir hulle, dit kom nie vir julle toe, om die tye en geleenthede te weet nie, en dan kom my vers 8, hy sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, hoor nou mooi, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Moenie die koninkryk net hier wil bou nie, moenie net vir Israel alleen wil herstel sien nie, daar is 'n wêreld wat die Here nodig het. Hierdie stroom moet vloei, die krag van die Heilige Gees wat oor julle sal kom, sal wees 'n stroom, en hoe verder die julle dit laat vloei, hoe kragtiger sal dit gebruik word. Vriende, ons sien dit in die wêreld vandag. Waar kom die wonderlikste getuienisse vandaan? Van wat God op die oomblik in die hele wêreld besig is om te doen. Waar kom dit vandaan? Dit kom daar van die uithoeke van die aarde af. Dit kom daar waar het ver vloei, liewe vriende. Daar waar ons baie keer dink dat die mense word bedreig, hulle lewens word bedreig. Ons dink dit nie, ons weet dis die waarheid. Daar waar die evangelie onderdruk word, daar waar mense nog tronk toe gaan vir die evangelie, is die wonderlikheid, die getuienisse wat jy hoor daaruit, liewe vriende, van hoe dat die Here kragtig besig is om te werk, dan laat dit jou verstom staan. Want 'n mens wil eintlik sê, hoekom gebeur al die dinge nie by ons nie? Hoekom gebeur dit nie hier waar al die kerkkoppe hoop is nie? Hoekom gebeur dit nie hier waar mense nog gemaklik kan kerk toe gaan nie? Hoekom gebeur al die wonderwerke daar?
Want die Here wil hê dat die stroom moet vloei vanuit die tempel uit. En daarom, liewe vriende, is dit vandag vir my en vir u, as kinders van die Here, is dit die groot vraag. As 'n mens dit so mag vra, hoe ver vloei jou stroom? Hoe ver vloei die stroom wat vanuit jou kom? Want die woord sê ons pragtig, Jesus het gesê, op Pinksterdag het Jesus gesê, as jy glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Die Samaritaanse vrou het Jesus voorgesê, as jy drink van die water wat ek jou sal gee, dan sal het in jou word 'n fontein wat opspring tot in die ewige lewe. En dan sien ons in die Samaritaanse vrou se geval, dat ons sien die kragtige bekering wat hier by haar plaasvind, maar toe die strome vanuit haar, daar die Samaria invloei, vir Sigar invloei, het 'n hele stad tot bekering gekom. Hoe verder hierdie stroom vloei, hoe kragtiger word hierdie stroom. En daarom, liewe vriende, kan ons vir mekaar vra, hoe sterk is die stroom wat vanuit my en u vloei? Want ons is die heiligdom van God. Ons liggame is heilige tempels, waardeur God verheerlik wil word. Hoe ver vloei hierdie stroom? Ons kan ook vir mekaar vra, die vraag wat altyd vir ons gevra word, hoe diep is jy in hierdie stroom? Hoe oorgegee is jy aan hierdie stroom? Hoeveel is jy deel van die genesing wat plaasvind? Want dis die kenmerk van hierdie stroom, dat orals waar hy vloei, orals waar hy kom, bring dit genesing mee. Dit bring bome voort, wat die Bybel sê, elke maand dra hulle nuwe vrugte, die blare verwelk nie. Daar is lewe in hierdie stroom. Vriende, ons as kinders van die Here moet weer begin glo dat ons is deel van die stroom. Ons as kinders van die Here moet weer begin glo, is 'n stroom in ons wat genesing vir ander wil bring. Ons moet Jesus deel met ander mense. Ons moet getuig van hom. Ons moet hom bekend maak, liewe vriende. Want oral waar Jesus bekend gemaak word, daar werk hy. Daar werk hy in die lewens van mense, daar werk hy in huwelike, daar werk hy in huisgesinne, maar ons moet Jesus bekend maak. Ons moet nie Jesus vir ons self hou nie. Ons Christenskap moet nie vir ons 'n geheim wees nie. Ons Christenskap moet nie daar in 'n hoekie bedryf word nie. Nee, ons moet lewe vir Jesus. Ons moet dieper in die stroom saam met hom gaan, en ons moet die Here bid, dat hy ons dieper vat, verder weg, wil ek amper sê, van die tempel af, dat dit nie alleen my lewe sal wees nie, maar dat dit slegs 'n voedingsbron sal wees, sodat die Here my kan gebruik, net waar hy wil, en hoe hy wil, en op watter plek hy wil. Vriende, dit is ons uitdaging, waarmee ons te doen het. Want jy sien, dit laat my dink aan die woorde in Romeine 10, vers 13, dink ek, waar hy sê, as 'n stelling wat hy maak, Paulus, hy sê, elkeen wie die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen wie die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis 'n stelling wat Paulus maak, maar hierdie stelling is onderworpe aan 4 vrae. En die 4 vrae wat gevra word, is die volgende. Paulus vra, maar hoe kan hulle glo in iemand van wie hulle nie weet nie? En hoe kan hulle weet van hom, as hulle nie gehoor het van hom nie? En hoe kan hulle hoor van hom, as iemand nie preek nie? En die 4de vraag is, hoe sal iemand preek, as hy nie gestuur word nie? Hierdie stroom moet vloei, hierdie stroom moet gestuur word. Jy weet mos hoe die boere werk, en hoe mense wat klein hoewetjies werk, as hulle die water laat loop daarvan uit die voor of vanuit die dam uit, dan trek hulle vore waarin die water moet loop, en die water loop net daar waar die vore getrek is. Jy begelei met ander die woorde, die water om by die verskillende dele uit te kom wat benat moet word, en as hierdie deel genoeg gekry het, dan maak jy die voor toe, en jy maak weer 'n voor na hierdie kante toe, en die water loop weer daarin. Ek en u is verantwoordelik daarvoor, dat hierdie stroom moet vloei, en dat hierdie stroom by almal moet uitkom, sodat dit genesing kan bring. Dit laat my so dink aan die woorde in Jesaja 61, wat ook herhaal word in Lukas 4,
Wanneer hy sê van die gees van die Here, Here is op my, het my gesalf, sodat ek 'n blye boodskap kan bring aan die ootmoediges en aan die gebrokenes van hart heling kan bring en aan die gevangenes vrylating kan bring. En dan is dit so interessant, dan sê by die volgende vers, die laaste sinnetjie sê, om aan te kondig die jaar van die welbehae van die Here. Met ander woorde, hierdie stroom, waar hy ook al vloei, is goeie nuus. Hierdie stroom waar hy vloei, bring genesing. Hy bring genesing van siektes, hy bring genesing van gebrokenheid, hy bring genesing van verlorenheid, hy bring genesing van bevryding. Vir elkeen wat deel word van hierdie stroom, vir elkeen wat drink van hierdie waters, is daar lewe, is daar uitkoms. Maar ek en u het dit by ons. En ons moet die Here bid, dat in die tyd waarin ons leef, dat hierdie stroom sal vloei. Vriende, hierdie stroom moet vloei in ons eie land, in Suid-Afrika. Daar is so baie kerke in ons land, daar is so baie godsdienst in ons land, maar as jy kyk na wat in ons land gebeur, is daar bitter min teken van al die kerke en al die godsdienst wat bedryf word. Dit lyk asof die duiwel in beheer is. En dit lyk asof hy net al hoe meer beheer oorneem. Dis van die top mense af tot op die laagste op die grond. Al die misdaad, al die bedrog wat daar is, al die moorde, die verkrachtings, al die dinge wat sleg loop in ons land. Dan kan jy nie glo dat dit 'n Christenland is nie. Dan wil jy vra, waar is hierdie stroom wat genesing moet bring? Al die gebrokenheid wat daar is, al die egskeidings wat daar is, al die huisgesinne wat opbreek, al die moorde wat daar in huisgesinne gepleeg word, omdat mense nie meer met mekaar oor die weg kan kom nie. Dis almal wat mense wat sê, ons het 'n Christelike agtergrond, maar liewe vriende, die stroom het droog geword daar. Die Here moet vir ons help, dat ons weer die vore sal trek, dat die stroom van lewende water, dat het oral sal vloei, dat het oral sal uitkom, sodat mense kan drink en genesing kan ontvang. Mag die Here vir ons help, mag hy vir ons aan die hand vat, dat ons in hierdie dae sal besef, dat hier 'n stroom, die stroom is daar, die oorsprong is daar, die heiligdom van God is daar, ons moet laat hierdie stroom vloei, ons moet dit nie beperk nie, ons moet dit nie vir onsself hou nie, ons moet nie net self 'n lekker kerk hou nie, ons moet laat dit vloei, dat ander kan deel word daarvan. Vriende, laat dit so wees, mag dit so wees in u lewe, dat waar u ook al gaan, dat u genesing bewerkstellig, waar u ook al gaan, dat u 'n stroom saam met u sal het. Mag die Here u seën, mag u dieper saam met die Here gaan, mag u die Here meer vertrou, mag u meer tyd met hom spandeer, mag u meer heiliger begin lewe, mag u meer tyd met die woord spandeer, mag jy net meer toelaat, dat hy die pottebakker in jou lewe is, en jy die klei in sy hand is, dat hy jou kan vorm, dat hy jou kan smelt, dat hy jou kan breek, maar ook uiteindelik dat hy jou kan vul, sodat die stroom in jou nie verhinder word om uit te kan kom waar hy moet uitkom nie. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons sê vir u so baie dankie vir hierdie stroom. Want Here, hierdie stroom het ook by my verbygekom, dit het ook by miljoene ander Suid-Afrikaners verbygekom en ons lewens is verander. Ons is vandag kinders van die Here omdat die stroom by ons verbygekom het. En nou wil ons so bid en vra, Here, help ons dat hierdie stroom by nog talle ander sal uitkom, by nog miljoene ander Suid-Afrikaners sal uitkom. Here, dat hierdie stroom lewe sal bring, dat hierdie stroom mense sal uitnooi om in te spring en te sê, hier is ek ook, Here, red my siel. Here, ek bid dit vir ons kerke, ek bid dit vir ons gemeentes toe, dat Here ons dit nie vir onsself sal wil hou nie, dat ons hierdie aandag op onsself sal wil trek nie, maar ons hierdie stroom sal toelaat om te vloei, want jy kan hom in elk geval nie beperk nie. Help ons, Here, om medewerkers te wees daarvan, dat hierdie evangelie by al die mense sal uitkom. Help ons ook om manne en vroue te wees, wat ons lewens sal inrig volgens hierdie evangelie, sodat mense in ons kan sien, wat die evangelie aan 'n mense lewe kan verrig. Help vir ons, Here, ontmoet met ons, maak ons mense wat genesing bring, oral waar ons gaan, en oral waar ons praat. In Jesus naam bid ek dit, vul ons met die Heilige Gees, vul ons met u krag, o Here,
en maak dat ons getuienisse sal wees tot aan die uiterste van die aarde, in Jesus naam. Amen. Amen. Weet jy wat?